Goeiedag geliefdes, as jy die afgelope 3 dae saam met ons was en jy het saam gekyk na die lewe van Paulus, dan sien jy baie duidelike patroon raak. Geloof wat werklik is, bly nie net binne jou nie, dit transformeer jou. Nou vandag verander die fokus van wat ons kan doen en moet doen na wat God met ons doen. Want daar is iets besonders wat gebeur wanneer 'n mens God se teenwoordigheid begin soek. Hy begin op jou afvryf. Kom ons lees gou saam 2 Korintiërs 3 vers 13 tot 16. Moses het 'n sluier gedra sodat die volk nie die ligglans op sy gesig sou sien nie, maar elke keer wanneer iemand hulle na die Here toe draai, verwyder hy die sluier. Hierdie is so 'n ryk gedeelte, geliefde. Paulus verwys terug na 'n baie bekende storie, Moses op die berg van Sinai. So om hierdie gedeelte te verstaan, moet ek vinnig net agtergrond gee. Ons is in Eksodus 34, dan lees ons dat Moses van die berg af gekom het na 40 dae in God se teenwoordigheid. En toe hy onderkom, sy gesig het gestraal. Let mooi op, nee. Moses het nie eens geweet nie. Hy was onseker. Hy stap, hy doen, maar mense het al hulle het weggekyk want sy gesig straal en so. Hy was nie besig om te probeer skyn nie. Hy was nie besig om te probeer half bevolk nie. Hy was net by God. En God het op hom afgegee. Nou wat Paulus eintlik hier vir ons sê is Moses se glans het later mettertyd vervaag, nee. Dit was 'n tydelike glans, maar nou in Christus is die sluier weg. Met ander woorde, dit wat ons verhinder om God te kan sien en om hom uit te kom, dis weg. Ons kan nou direk met God in koneksie wees, nee, en ons daai koneksie met hom is nie meer tydelik nie, dis konstant. Dis 'n proses van konstante transformasie. Nie deur selfverbetering nie, eintlik maar net deur die nabyheid van my en jou in God se teenwoordigheid. Nou as ek dit dalk anders te kan stel, anders te moontlik kan verduidelik. Het jy al saam met iemand gewoon of gewerk en oor tyd begin jy praat soos hulle praat en jy begin hulle humor aanleer, nê? Dieselfde sê goed begin sê as wat hulle baie keer of dikwels gebruik. Hulle manier van dink baie keer aanneem, nê? Dis baie normaal. Dis eintlik iets wat baie organies gebeur, net omdat jy tyd in daai persoon of persone se teenwoordig is, net omdat jy naby is. Nou dis eintlik wat Paulus hier vir ons leer. Wanneer jy na Jesus toe draai, wanneer jy sy teenwoordigheid soek, wanneer jy tyd maak vir hom, dan vryf hy op jou af. Sy vrede vryf af, sy geduld vryf af, sy liefde vryf af, sy karakter vryf af. Nie oor jy en ek probeer nie, maar oor ons naby aan Jesus bly. Nou kan ek iets vra, iets eerliks net vra. Wanneer laas het jy so tyd saam met Jesus spandeer, dat dit jou houding, jou gesindheid verander het, jou manier van praat verander het? Wanneer laas het jy net gaan sit, sonder haas, sonder afleidings, en vir hom gesê, Here, ek het U nodig om my te verander. Ek kan dit nie self doen nie. Miskien voel jy vandag vasgevang in moeitevolle selfverbetering, in moeitevolle selfarbeid. Jy dink jy moet nog meer en nog meer en nog meer, en jy voel miskien al moeg geprobeer. Maar wat Paulus vir jou en vir my sê, transformasie is nie 'n prestasie nie. Dis nie moeitevolle arbeid nie, dit is 'n resultaat van nabyheid. Geliefde, Moses se gesig het gestraal omdat hy by God was. Nie omdat hy probeer het nie, maar bloot omdat hy naby aan God was. En so werk dit vandag nog steeds. Inteendeel, dit is net nog beter. Want wanneer jy en ek ons harte draai na Jesus toe, wanneer sy woord deel word van ons lewens, wanneer ons dit oopmaak en ons eer dit en ons maak 'n deel, wanneer ons stil raak in sy teenwoordigheid, wanneer ons net by hom is, verwyder Christus daardie sluier, nê? En hy begin ons van binne af buitentoe verander. Geliefde, dis 'n geloof wat transformeer. Nie net jou gedrag nie, maar jou hart, jou gesindheid, jou hele mens wees. Mag jy vandag ervaar, geliefde, mag jy net ervaar, hoe God se teenwoordigheid sagkens en diep op jou afvryf. Kom ons bid saam. Here, Hemelse Vader, ons is so dankbaar vir U enorme genade oor ons lewens, en vandag vra ek, Here, dat U net sal aanhou afvryf. Dat U net sal aanhou afvryf en afdruk op ons lewens. Help ons om net nader en nader en nader in U te beweeg, en wanneer ons stil raak en in U teenwoordigheid kom en ons beleef daarna by, Here, dankie dat ons stap altyd veranderd uit. Mag ons so in U teenwoordigheid inkom, so soekend, so rustig, sonder haas, sonder druk, met die begeerte dat ons anders sal uitstap
as hoe ons ingestap het. Here, daarom is so gereeld by beleef, bid ons dit. Dan vra ons, Here, mag ons met meer van die Jesus wegstap as waarmee ons ingestap het. Here, dis vandag my gebed en ook so my begeerte is dat elkeen van ons wat vandag hierdie woorde aanhoor en leer wat Paulus wil sê in 2 Korintiërs 3 vers 13 tot 18, dat wanneer ons in die teenwoordigheid is en ons staar die gesig tot aangesig, Here, en ons word getransformeer van glorie tot glorie. Want daai sluier is verwyder, Here, is ons begeerte is om net in die teenwoordigheid te wees, en sodoende raak ons lewens radikaal anders te hierdie kant van die hemel, want U gee af op ons, en daarvoor sê ons vir U, dankie, amen en amen. Geliefdes, ek sien julle môre, gaan in vrede, totsiens.